julle, ek is Tannie Mariana en vandag lees ek stories uit die boek 'n Kat se Kans, verhale van vurige kordate katte. Vandag het ek 2 katstories vir jou oor hoekom katte so eienaardig is. Ek gaan vir jou 'n paar vrae en 'n paar antwoorde gee. Katte kan soms eienaardig optree. Kan jy hulle gedrag verklaar? Soos, hoekom klim katte in bokse? Of is dit veilige wegkruipplek? Is dit snoesig of warm? Die antwoord is, dit is 'n veilige wegkruipplek. Katte hou van plekke waar hulle veilig kan voel, veral as hulle na buite kan sien. Dit verduidelik waarom katte gek is oor bokse met gate wat daarin gesny is. En hoekom haat katte dit om nat te word? Is jou antwoord, nie alle katte haat dit nie, of katte kan nie swem nie, of hulle lyk simpel met nat hare? Wel, nie alle katte haat dit nie. Nat, swaar pels laat party katte ongemaklik voel. Dit kan hulle ook laat koud kry, maar baie katte gee nie om vir water nie. Party hou selfs daarvan om te swem. En hoekom hou katte van hoë plekke? Voel hulle veilig daar? Of is dit warmer daar? Daar is allerlei redes. Hulle kan sien wat aangaan en is buite bereik van honde en ander gevare. Dit is ook warmer daar omdat hitte opstyg. En weet jy hoekom gebruik katte 'n sandboks? Is dit omdat hulle netjies is? Of is dit instink? Of is dit maar net lekker om in die sand te speel? Wel, die instink. Wilde katte in die natuur bedek altyd hulle ontlasting. Hulle doen dit om die reuk daarvan vir roofdiere weg te steek. Huiskatte doen dit om dieselfde rede. Daarom hou hulle daarvan om in sand te speel. En wat is zoomies? Is dit as katte rondhardloop om geen rede nie? Of is dit die spook van 'n kat wat dood is? Of dalk is dit 'n speelding met kattekruid in? Die antwoord is, as katte rondhardloop om geen rede nie, het jy al ooit 'n kat soos 'n malding deur die huis sien hardloop? Dit is die zoomies. Gewoonlik is daar geen rede voor nie. Dit is net 'n lekker manier om opgekropte energie te gebruik. En hoekom maak kattekruid katte mal? Is dit waar? Of maak die reuk hulle hiperaktief? Die antwoord is, niemand weet regtig nie. Party katte vind die reuk van kattekruid onweerstaanbaar. Ander katte kyk nie 2 keer daarna nie. Wetenskaplikes weet nie hoe kattekruid katte aantas en waarom dit net 'n rukkie duur nie. En hoekom maak katte hulle self die hele tyd skoon? Is hulle verveeld of is hulle senuweeagtig? Wel, daar is allerlei redes. Katte spandeer 'n ongelooflike hoeveelheid tyd daaraan om hulle self skoon te maak. Omtrent die helfte van die tyd. Buiten om hulle skoon te hou, doen hulle dit ook om aan natuurlike olies oor hulle pels te versprei en om af te koel deur hulle pels met speekselklam te maak. Dit is ook ontspannend en help hulle om te kalmeer in stresvolle situasies. En hoekom is katte gewoonlik aktief met sonsopkoms en sonsondergang? Hou hulle nie van helder lig nie? Of is hulle skemerdiere? Wel, hulle is skemerdiere. Dit verwys na diere wat meestal aktief is met sonsopkoms en sonsondergang. Meeste huiskatte val in hierdie kategorie, maar baie pas ook hulle aktiwiteitsvlakke aan om by hulle eienaars in te pas. Ons eerste storie vandag is oor Scarlet, die dapper maagkat. Brandweerbeamptes
was vinnig op die toneel toe 'n brand uitgebreek het in 'n verlate garage in Brooklyn in New York in Amerika. Een van die brandweermanne het 'n maar calico kat opgemerk wat haar kleintjies een vir een weggedra het van die vlamme af. Die makat het ernstige brandwonde gehad en haar oë was toe onder die blaasies. Sy moes met haar neus voel of haar katjies daar was. 1, 2, 3, 4, 5 en toe het sy ineengestort. Die brandweerman het dadelik met die beseerde kat na 'n veearts toe gejaag. Scarlett, soos sy later genoem is, het so sleg gelyk dat een van die assistente in trane uitgebars het. Maar Scarlett het nie tou opgegooi nie. Na 3 maande was die enigste tekens van haar pynlike ervaring swak en misvormende oë en letsels aan die punte van haar ore. Scarlett se dapperheid het wêreldwyd die nuus gehaal. Duisende mense het aangebied om vir Scarlett en haar 4 katjies wat oorleef het 'n huis te gee. Scarlett se versorgers moes mooi dink oor wat die beste vir die katte sou wees. Die name van die katte se nuwe gesinne is op 'n stampvol media konferensie aangekondig. Die klein katjies is in pare aangeneem. Scarlett is aangeneem deur 'n vrou wat 'n lang en pynlike herstel gehad het na 'n motorongeluk. Sy het geweet wat Scarlett moes verduur het en wou 'n kat met 'n spesiale behoefte versorg. Hulle was perfek vir mekaar. Scarlett het verskeie kere op televisie verskyn en mense het boeke en artikels oor haar geskryf. 'n Spesiale toekenning, die Scarlett Award for Animal Heroism, is ter ere van haar geskep. Dit word vandag nog aan diere toegeken vir hulle heldedade. Dit het 1995 tot 2008 gebeur in die Verenigde State van Amerika. En dan was daar Simon, die Britse vlootheld. Simon het aan boord van die Britse oorlogskip die Amethyst gegaan toe hy nog 'n klein katjie was. Hy het gou 'n uitstekende muisvanger en die skip se gelukbringer geword, maar dit was eers op 'n skeepstog op die Yangtze rivier dat Simon 'n oorlogsheld ook geword het. Op pad China toe is die skip aangeval deur Chinese soldate wat in 'n burgeroorlog geveg het. Die kaptein en 24 bemanningslede is doodgemaak. Baie ander is erg gewond, ook Simon. Die skip se dokter het Simon se brand en ander wonde behandel, maar niemand het verwag dat hy die aand sou oorleef nie. Maar hy het. Lewe aan boord van die gestrande skip in vyandsgebied was warm, bedompig en vervelig. En daar was rotte, baie rotte. Simon het nog nie ten volle herstel nie, maar sy vaardighede as 'n muisvanger was broodnodig. Hy het ten minste 1 rot 'n dag gevang. Toe hy die heel gevaarlikste een vang, het die bemanning hom as 'n held verklaar en bevorder tot bevare seekat Simon. Simon het ook die gewonde seemanne moed gegee. Hy het op hulle beddens gesit en met sy pote geknie en gespin. Die jong mans het uitgesien na sy kuiertjies. Hy was een van die eerste terapiekatte in die wêreld. Die beleg het vir 3 maande aangehou. Daar was geen redding in sig nie en kosvoorraad was laag. Die enigste uitweg was 'n waaghalsige ontsnapping. Dit het gewerk. Die lang beproewing was uiteindelik verby. Nuus oor die bemanning se oorlewing het versprei en hulle is almal as helde toegejuig. Simon ook. Die kaptein het hom vir die PDSA Dickin medalje benoem, wat aan diere toegeken word vir dapperheid gedurende oorlogstyd. Simon was die eerste en sover die enigste kat wat hierdie kat te beurt geval het.
Dit het gebeur 1947 tot 1949 in Engeland. Die einde. En van Tannie Mariana is dit nou tata, tot volgende keer. Hierdie stories is deur Marianne Lourens gelees met toestemming uit die boek 'n Kat se Kans, verhale van vurige en kordate katte, vertaal deur Lydia Du Plessis en gepubliseer deur Lapa Uitgewers. Hierdie is 'n vertaling van die oorspronklike boek Rebel Cats, Brave Tales of Feisty Felines, geskryf deur Kimberly Hamilton.